Soos in die verlede, eerste Sondag in die maand, praat ek graag bietjie met jou oor die nagmaal. En vandag wil ek verwys na die ewige priester. Ek wil jou net herinner daaraan, dat in 1 Korintiërs 11 vers 26 word daar baie duidelik verduidelik wat hierdie nagmaal eintlik beteken. Wat ons eintlik doen wanneer ons die nagmaal gebruik. Hy sê, elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Met ander woorde, die dood van die Here se gevolge, die effek daarvan, word verkondig. En daarom gaan dit oor baie meer as om net te vertel dat hy op Golgotha aan die kruis gesterf het. Ons moet meer dinge sê oor hierdie wonderdaad van Christus deur sy lewe vir ons te gee. En daarom is dit belangrik om te verstaan dat wanneer ons in Hebreërs 7 vers 24 tot 25 oor die priester en dan vir die hoë priester in die besonder lees, dat dit verband het en dat dit betekenis het omdat Christus aan die kruis vir ons die prys betaal het. Hy sê daar, omdat Jesus vir ewig bly, met ander woorde, sy kruisdood het wel sy aardse lewe beëindig en verander in 'n verheerlikte liggaam waarmee hy opgevaar het. Hy sê hy bly vir ewig. Dit is Christus. Hy verander nie, al is hy nou nie meer 'n fisiese liggaam by ons teenwoordig nie, beklee hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgedra word nie. Nou dit is 'n verwysing na die Ou Testamentiese priesters wat vir 'n tyd lank gedien het. En dan wanneer hy sou sterwe of nie meer kan aangaan nie, dat iemand anders daardie rol oorneem. Nou sê die skrywer van hierdie brief, Christus het priester geword en hy het dit nie gestaak nie. Dis nie aan 'n ander oorgedra nie. Hy is tot vandag priester. Nou, miskien is dit ook belangrik om net op hierdie stadium bietjie net te verwys na die rol van die priester, soos wat ons dit in die besonder in die Ou Testament sien, is dat die priester het 'n funksie gehad. Hy moes die volk by God verteenwoordig, hy moes namens die volk met God praat en by God hoor, maar dan moet hy van God af na die mense toe praat. Hy moes by God hoor, wat moet hy vir die mense sê? En omdat Christus vir ewig is, kan hy ook die wat deur hom na God gaan, sê die Hebreërs skrywer, eens en vir altyd verlos. Met ander woorde, daardie eerste taak van die priester om mense na God te lei, om hulle by God te verteenwoordig, doen Christus. Hy sê, eens en vir altyd verlos hy ons, hy laat ons op daardie manier by God kom. Maar aan die ander kant, sien ek in daai selfde vers, in vers 25, hy sê, hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Behalwe dat hy van God se boodskap, God se verlossing na die mens bring hy ook die mens by God. Daar waar hy vir die mens intree. So die taak van die Ou Testamentiese priester, daai tweeledige taak, is in Christus volwaardig, volkome vervul en doen hy dit tot vandag. Daar was niemand anders wat sy plek ingeneem het nie. Hierdie middelaarskap, die een wat tussen mens en God optree, soos wat die priester dit gedoen het, doen Christus dit vandag. Hy het gesterf, maar hy het opgestaan en so die ewige priester geword en doen hy hierdie pragtige daad van verantwoordelikheid tussen mens en God elke dag vir elkeen van ons. En daarom moet ek vir jou bemoedig om te sê, onthou, ons het 'n priester, Jesus Christus, wat vir ons intree by God, maar wat ook vir ons bewus maak van wat God van ons verwag. Kom ons gee aan hom die eer as die ewige priester. En loop mooi.